Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldevie Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkome gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Nou, hierdie week gaan die sogenaamde mediumtermyn begrotingsrede deur die minister van Finansies gelewer word, of die sogenaamde mini-begroting. Dis nie 'n werklikware begroting nie, dis 'n geleentheid vir die minister van Finansies om terug te rapporteer oor die staat se finansies en hoe dit daar uitsien na. Nou, gewoonlik is dit in Oktober, maar as gevolg van die sirkus wat ons gehad het met die begroting in die begin van die jaar, onthou ons het 3 pogings gehad tot 'n begroting, die derde een is eers uiteindelik goedgekeur, beteken dit nou laat waar dit eers aanvanklik in Oktober sou plaasvind, dit gaan dit nou in November plaasvind. So volgende week Woensdag gaan die minister van Finansies 'n mediumtermyn begrotingsrede lewer. Hoofsaaklik gaan dit daaroor dat hy gee vir ons 'n bietjie terugvoer oor hoe gaan dit aan in die Suid-Afrikaanse ekonomie, en ek dink dis miskien een van die belangrikste syfers, ekonomiese groeiverwagtings deur die minister. Aanvanklik het hy gereken met begroting nommer 1 dat ons so amper 2% sou groei, en ek reken geleidelik deur die jaar het ons agtergekom 2% is gaan sekerlik nie gehaal word nie, dis geleidelik verminder. Ek reken hy gaan praat van so 1.2-1.3% wat nog steeds bietjie aan die hoë kant is. En dan 'n klompie ander syfers, ek dink 'n belangrike ander syfer is die staat se ontvangste, se belastingontvangste is beter as wat hy aanvanklik in die vooruitsig gestel het, en ek dink die hoofrede het daarmee te doen met SARS wat baie aggressief is en baie hard druk om soveel bloed as moontlik uit daai klip uit te tap, en lyk my hulle doen nogal redelik goed wat dit aan betref, wat natuurlik nie goeie nuus is nie. Dis goed van net 'n fiskale oogpunt, maar dit is sterk van net 'n ekonomiese oogpunt, want dit beteken geld wat uit die privaat sektor se geld se sak gevat word en vir die staat se gegee word, dit word gewoonlik baie swakker aangewend as wat die staat dit of die privaat sektor dit self sou kon gedoen het. Wat staatsuitgawes aan betref, lyk dit nou ongeveer redelik in lyn met die aanvanklik begrote syfers. Maar omdat die ekonomie bietjie kleiner is, die sekere verhoudings soos die skuldverhouding en die tekortverhouding gaan waarskynlik so rofweg bly dieselfde as wat die minister aanvanklik gesê het, maar so 'n bietjie swakker, veral wat skuld aan betref, gaan waarskynlik so 'n bietjie meer styg as wat hy aanvanklik gesê het. En in die groot ding gaan die minister 'n aankondiging maak oor inflasie mikpunte, en ek reken nogal so, hy gaan amptelik inflasie mikpunte verlaag na 3%, wat uitstekende goeie nuus is.